ons
Goeiemôre gemeente en hartlik welkom vir elkeen van julle hier by vanoggend se erediens dan ook. Dit is lang naweek wat vir baie van ons 'n kansie is om so 'n bietjie van die skoolprogram net te breek vir 'n rukkie en so 'n bietjie as 'n familie ook saam iets te beleef. Maar baie dankie vir elkeen van julle wat nog steeds vanoggend hier is en mag vanoggend se diens vir elkeen van ons 'n baie spesiale geleentheid wees. Ons beweeg so stelselmatig na die einde van ons reeks oor Jesus. Ons het nog 2 onderwerpe oor. En vanoggend se tema is dan Jesus, die Omega. Waar ons eintlik 'n sirkel voltooi, waar ons begin het hierdie reeks met Jesus as die Alfa en vandag gesels ons oor Jesus as die Omega. En volgende Sondag sluit ons die reeks dan af waar ons gaan hoor dat ons as kerk, nadat ons alles gehoor het van wie Jesus is, wat beteken dit vir ons as kerk? Want ons is die liggaam van Jesus Christus. En volgende Sondag gaan ons dan hoor hoe elke een van hierdie 10 temas wat ons behandel het in die laaste paar weke ook belangrik is vir ons lewe as Christene, as kerk van Jesus Christus. Voordat ons wegspring en ek net so 'n paar afkondigings vir ons uitlig asseblief. Ek wil eers begin met die goeie nuus en ek wil hoor oom Derrick van Staden, is jy hier? Steek vir my hand op as jy is. Daar. Ek gaan lekker stap. Oom Derrick, op die 28ste Maart word oom 82 jaar oud. Mag dit 'n baie spesiale dag, ek gaan nie behoor oom as om 'n stryk, hoor. 'n Spesiale dag vir oom hulle wees, en mag die Here oom se nuwe lewensjaar ryklik seën, met klomp mooi spesiale oomblikke, saam met oom se hartsmense dan ook. Baie seën vir oom, met hierdie spesiale dag. Oom Derrick is vandag so oud soos die jaar waarin ek gebore is, 82, en ek is gebore in die jaar 1982 en dit stel partykeer nog ons bietjie die lewe in perspektief, né? Vriende, so wat ons gebruik dan ook is, kom ons bid dan ook die Here se seën oor hom Derrick met hierdie spesiale verjaarsdag van hom. Ek sal vir ons insit en dan sing ons hierdie lied saam as 'n viering van sy nuwe lewensjaar wat voor lê. Laat hierdie seën op hom daal, U gensheid Sion hom bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor hom gebied. Liewe gemeente, vriende, soos wat die lewe ook werk, is daar goed in die lewe, en daar is ook hartseer in die lewe. En ons as kinders van die Here is nie gevrywaar van die goed en die sleg, die sout en die suur, en die soet en die bitter, en alles van die lewe nie. En so wat ons om Derrick se lewe vier in sy verjaarsdag, so dink ons ook in baie besondere tyd, in hierdie tyd ook aan die Duwys gesin, en die Koertse gesin, wat in hierdie week ook by dienste moet wees waar hulle van geliefdes dan ook afskeid neem. Tannie Marlene, Dion, julle vir almal van julle, ons dink aan julle in hierdie hartseer tyd, en mag die Here se genade vir elkeen van julle ook genoeg wees vir julle as gesin en geliefdes. Hou asseblief ons WhatsApp groepe dop, waar ons die tye van hierdie onderskeie gedenkdienste ook vir julle as gemeente sal deurgee. Gemeente, die res van die goedjies is daar, lees dit, neem kennis van al die goedjies wat gebeur, kyk na die name op die voorbiddingslysie en bid asseblief saam vir hulle. En dan sê ons ook baie welkom aan 'n klomp nuwe lidmate. Ek sien daar's 'n lekker klompie wat van verskillende plekke af by ons aangesluit het, vanaf Bothaville, Kragakama, uit Den Haag te Mis en uit Den Haag Oos. Baie welkom vir al hierdie mense wat deel is van ons geloofsfamilie. En mag julle sommer hartlik welkom en tuis voel hier by ons dan ook. Ons vra ook, julle sal sien, ons het ons het ook gekommunikeer ons Paas naweek tema vir hierdie jaar. Dit is om die draai. Dit voel ver, maar die tyd hardloop so vinnig. As 'n mens dink vandag, basies oor 'n maand van nou af, dan vier ons saam Paasfees dan ook. En hierdie jaar se Paas tema gaan wees Jesus, getrou aan ons reeks oor Jesus, die leeu en die lam. En ons gaan 'n bietjie gesels ook en vir interessantheid vir al ons maatjies wat ook hier gaan wees op Paas naweek. Ons gaan 'n bietjie gesels oor waar kom hierdie hele konsep van die Paashaas en Paaseiers en al hierdie dinge vandaan. En dat ons as Paasfees nie vier 'n Paashaas nie, maar die Paaslam en die sterke leeu van Juda. Op Paas-Sondag, Opstandingssondag, wil ons weer 'n baie spesiale Paas-sangdiens reël. En daarom vra ek nou al reeds dat as daar enige van julle is wat graag deel wil wees van ons sanggroep of 'n verskillende groepe wat gaan sing, asseblief bly sommer vinnig net na die diens agter. Ek weet ons is 'n bietjie min,
So kom ons kyk of ons na die tyd so 'n bietjie agter kan bly en dan gaan ek weer wanneer almal van die lang naweek af terug is, dat ons net 'n bietjie gesels en hoor hoe die dinge gaan loop na die Paasangdiens toe ook. Maar kom ons wees deel daarvan, ons maak die Paasangdiens dan ook 'n baie spesiale geleentheid hierdie jaar. Met dit in gedagte, ons is in die 4de Sondag van Lydenstyd. En daarom blaas ons dan ook nou vanoggend die 4de Lydenskersdood, so wat ons stelselmatig beweeg van lig na donker en nader beweeg aan Jesus se kruisdood op Goeie Vrydag dan ook. Om 'n geleentheid gee dat daar waar jy sit, en net so 'n paar oomblikke sal stil word, net so vergeet van al die dinge wat voor lê in die week of al die dinge wat dalk vanoggend swaar op jou hart druk en net ons gedagtes instel op hierdie ontmoeting wat die Here vanoggend met elkeen van ons wil hê. Ek gee so 'n paar oomblikke vir stil gebed. Ons almagtige God en Hemelse Vader. Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend hier in hierdie diens te kan wees met hierdie nuwe dag waarmee U vir ons seën. En Here, om te kan sê dat hierdie is die dag wat U gemaak het. En Here, vandat ons oë oopmaak in die oggend tot ons dit in die aand weer toemaak, is ons so bewus van U sorg en U goedheid oor ons lewe. Ja, Here, vanoggend wil ons U loof en prys vir alles wat U vir ons doen. Maar Here, ook sommer net vir wie U is. Here, want U is die Heilige, die Almagtige, en U is ons God, en U is lief vir ons. En Here, ons verdien dit nie, ons verdien nie U liefde nie, ons verdien nie U sorg nie, ons verdien nie die vergifnis en die ewige lewe wat ons in U ontvang nie. Maar Here, U gee dit vir ons, uit genade, want dit is wie U is. En daarvoor loof en prys ons die heilige naam en wil ons vanoggend, Here, in eenvoudige Afrikaans vir U kom sê, ons is lief vir U. Ons is baie lief vir U. Amen. Liewe gemeente, vriende, dis dan my voorreg ook vanoggend om elkeen van julle te groet. Maar nie sommer op enige manier nie, in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elke een van julle. Amen. Daar is 'n toneel in die boek Jesaja, waar Jesaja sê dat hy hierdie visioen sien en hy sien die Here op sy hemeltroon sit. En terwyl die Here op sy hemeltroon is, hoor hy hoe die engele sing, Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. En in die Hebreëse taal, wanneer iets 3 keer herhaal word, is dit 'n manier om te sê, dit is waarlik so, dis volmaak, dis heeltemal. En wanneer Jesaja daarom sê, heilig, heilig, heilig is die Here, dan sê Jesaja, die Here is waarlik heilig. Hy alleen is heilig. En ek wil vir julle nooi om saam met die engele, net soos daardie toneel in Jesaja, nou op te staan, en dan loof en prys ons die Here se naam. Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genade.
hele skepping, U wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns, want U buig U tot ons neer. Heilig, 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 magtig en genadig, U was en is en sal vir ewig wees. Die weelde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis met vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God my drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, groot is ons God. Hier is die naam bo elke naam. Hier is die naam bo elke naam. Vaardig is die Lam, die my hart sal sing, groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. 'n laaste keer, hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die Heer
Ons kan ons sitplekke inneem. Vriende, soos reeds genoem is ons tema vir vanoggend se diens, Jesus, die Omega. En ons gaan 2 gedeeltes vanoggend saam lees wat iets saamvat van hierdie tema en waarom dit belangrik is vir my en jou as kinders van die Here. Die eerste een is in Kolossense hoofstuk 1, waar ons daar so 'n paar verse gaan saam lees van vers 13 af en dan gaan ons ook so 'n paar verse lees uit Openbaring 22. Nou interessant, in die Nuwe Testament kry ons verskillende geleenthede wat daar in ons teksgedeeltes 'n lied is wat gesing is, soos wat ons nou die Here geloof en prys het. Lofliedere, so wat ons jong mense sê, praise and worship liedere wat die mense sing. Daar's ook lofliedere in die Nuwe Testament. Ons dink partykeer die liedere is net beperk tot die psalms, maar daar's 'n paar lofliedere in die Nuwe Testament. Een van hulle, wat ook een van die oudste tekste is wat ons van die Nuwe Testament het, is Filippense 2. Die bekende, dieselfde gesindheid moet daar in julle wees wat ook in Jesus Christus was. Daarom staan dit ook bekend as die Christus hymne. Dit was 'n lied oor Jesus wat die eerste gelowiges gesing het in daardie tyd, om hulle te herinner aan wie Jesus is en wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Een van die ander lofliedere wat hulle gesing het, is die een wat ons nou gaan lees in Kolossense. As jy in julle Bybels kyk, sal jy sien die opskrif staan ook 'n loflied aan die Seun. En hierdie lied het die Christene gesing. Natuurlik, hy klink bietjie anders in die Grieks, waar hulle dit gesing het, of dan ook in die Aramees waar hulle dit sou gesing het. Ons Nuwe Testament is geskryf in Grieks, maar hulle spreektaal was Aramees gewees. So dit sou so 'n bietjie anders op die oor geklink het toe. Net so terwille van as iemand vra Aramees, ek dog is Hebreëus, dis net verskillende forme en verbuigings daarvan, maar dis een en dieselfde basis. So kom ons lees hierdie gedeelte saam in Kolossense 1 van vers 13 af. En wanneer ons hierdie woorde lees, dan hou ons die hele tyd in gedagte hierdie tema van Jesus as die Omega. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun. Die teks is op die skerm, ek lees vir ons uit die letterlike Griekse vertaling uit. Deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Hoor julle, daar lees ons hierdie gedagte van Jesus as die Alfa. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. En dan baie belangrik hierdie vers wat ons lees. Want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of het koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Alles is deur hom en tot hom geskep. Ons 83 vertaling sê alles is deur hom en vir hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Ek kan nog eens dink hoe dit moes geklink het wanneer hierdie eerste gelowiges hierdie lied gesing het, nou hulle hierdie woorde van Jesus bely het terwyl hulle dit gesing het dan ook. Jesus wat die eersgeborene is, Jesus wat in die begin by God was, Jesus deur wie alles ontstaan het, en dan daardie woorde, hy is die een deur wie alles en tot wie alles bestaan. En dan in Openbaring 22, dan lees ons hierdie volgende woorde, net so 3 verse, vers 12 en vers 14 wat ons saam lees. Kyk, ek kom gou, en die beloning is by my, om elkeen volgens sy optrede te beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is diegene wat hulle lang stolas was,
sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en die stad deur die poorte kan binnegaan. Stolas natuurlik letterlik vertaal in ons of meer eenvoudig vertaal is geseënd is hulle wat hulle klere skoon was en wat gereed is vir wanneer ek weer kom. En lees julle daardie woorde wat ons daar lees? Die boom van die lewe. Na wat verwys dit natuurlik? Genesis. Heel in die begin, die skepingsverhaal. En interessant is, ons moet altyd onthou, as ek ons lees partykeer ons kinderbybels, en dan vergeet ons hoeveel bome daar was nie. Hoeveel bome was daar in die tuin, in die middel van die tuin? En dan praat nou nie van al die verskillende vrugtebome wat daar was nie. Ons dink baie keer, daar was een boom in die middel van die tuin, en die mense mag nie van daardie boom geëet het nie. Maar as ons Genesis weer gaan lees, daar is die boom van kennis van goed en kwaad, maar dan is daar ook die boom van lewe. En hier is 'n sinspeling daarop, 'n terugverwysing in Openbaring na dit wat ons aan die begin van die Bybel lees. En selfs net in hierdie beeld waarof ons vertel dat Jesus wat hier in die woord is die begin en die einde. Hy was daar toe die tuin van Eden geskape is, hy was daar toe die boom van lewe in die tuin geplaas is, en hier met sy wederkoms, dan maak hy ons gereed op dat gelukkig is diegene wat hulle klere skoon was, wat hulle harte skoon was, sodat hulle kan deel hê aan die boom van lewe. Van begin tot einde. Van die eerste boek van die Bybel tot die laaste boek van die Bybel vind ons een naam. Die naam bo alle name. En daai naam is Jesus. Aan Jesus behoort die eerste woorde van die Bybel en die laaste woorde van die Bybel behoort ook aan hom. Want hy is die Alfa en hy is die Omega. Nou net weer om ons geheue bietjie op te skerp dan ook. Waar kom hierdie gedagte van die Alfa en die Omega by mekaar? Daar sien julle die letters daar, die tekens van die Griekse alfabet, en dis natuurlik die Alfa, is die eerste letter van die Griekse alfabet, en Omega is die laaste letter van die Griekse alfabet. En dis waar hierdie gedagte vandaan kom, van Alfa en Omega staan vir die begin en die einde. As ons 'n paar weke terugdink, nou al amper 3 maande terug, kan jy nog glo vinnig hard op die tyd, het ons gehoor dat Jesus is die begin, die oorsprong van alle dinge. En ja, ons weet en ons lees in die woord dat God het alles geskape, maar daarom is hierdie reeks so belangrik dat ons onthou dat Jesus is die seun van God, maar ons moet altyd ook onthou, Jesus is self God. Daarom lees ons in Johannes dat hy was in die begin daar, en hy was in die begin by God, en hy was self God, en alles wat bestaan, het deur hom bestaan. Hier lees ons in hierdie lied wat ons in Kolossense 1 gehoor het, hierdie selfde gedagte, dat Jesus is die een deur wie alles geskape is, die sigbare en die onsigbare dinge. Jesus is die begin van lewe. Jesus is die een deur wie lewe ontstaan het. Jesus is die een wat gekom het, sodat deur hom God die lewe wat nou stikkend is, weer kon gesond maak, kon herskep en vir ons 'n nuwe lewe kon gee. En as Alfa beteken dit daar is nie 'n ander beginpunt vir hierdie lewe nie. Daar is nie 'n ander bron van hierdie lewe nie. As jy areas in jou lewe het waar jy hoop vir nuwe lewe, nuwe hoop, herstel, genesing van dit wat stikkend is, julle daar is nie 'n ander uitweg nie. Daar is nie 'n plan B nie. Daar is nie 'n ander opsie nie. Die enigste begin van nuwe lewe is in Jesus. En as ek soek na nuwe lewe in my eie lewe, as ek soek na genesing en herstel, dan word dit net gevind in 'n verhouding met Jesus Christus, waar ek my lewe neerlê by sy voete en sê, Here, ek gee geheel en al oor. En julle, die woord is geheel en al. Nie 99,99%, Here, kan ek net self vashou aan die 0,1%, want ek wil ook daarom so 'n bietjie beheer oor my eie lewe hê nie. Jy gee geheel en al oor. Tot so 'n mate dat jy soos Paulus kan sê in Galasiërs 2, dat ek Paulus, ek Jaco, jy kan jou eie naam daar insit, leef nie meer nie. Want ek is saam met Jesus aan die kruis gesterf. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.
Dis om geheel en al oor te gee aan Jesus Christus. En dan is hy die begin van 'n radikaal nuwe lewe waarvan hy ons deel maak. Dis wat Jesus bedoel het toe hy gesê het in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom om aan julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Dit was Jesus se boodskap ook. Julle, ons dink baie keer dat Jesus se boodskap, en as ons kyk na die evangelies, het Jesus een groot boodskap gehad, en dit is, julle het sonde, ek gaan vir julle sondes aan die kruis sterf, sodat julle in my kan glo, julle sondes kan vergewe, en hemel toe kan gaan. En dan dink ons, dit is die hart van Jesus se boodskap, wat hy gebring het in sy tyd op aarde. Maar dit was 'n deel van Jesus se boodskap, wat in die hart van Jesus se boodskap was, soek my koninkryk. Soek my koninkryk. Wat beteken dit? Wees lief vir my. Leer van my. Word soos ek. Kom deel in hierdie nuwe lewe wat ek vir julle moontlik maak. Ja, om dit te kan doen, moet julle sondes vergewe word. Moet julle vrygespreek word. Moet julle vrygemaak word van die las van sonde. Maar die doel is, lewe, die nuwe lewe wat ek vir julle in gedagte het. So baie keer dink ons as Christene, as kinders van die Here, dat ek moet net glo in Jesus, sodat ek weet ek is gered en ek gaan hemel toe, en dan kan ek nou maar terugsit. Dan wag ek nou maar. Dis so amper as ons so baie van ons sê, ek glo, en die werk is gedoen, en ek weet Jesus kom eendag weer, nou wag ek maar so bietjie. Wanneer kom Jesus? Wanneer kom Jesus? Wanneer kom Jesus om ons van hierdie stikkend en seer te kom bevry? Wanneer kom Jesus om ons van hierdie gebroke wêreld gesond te maak? Wanneer kom Jesus om alles heel te maak wat stikkend is? En julle, ek en jy is die plan. Ek en jy is Jesus se liggaam. Ek en jy is die wat wanneer ons tot bekering kom en in 'n verhouding met Jesus lewe besef dat hierdie nuwe lewe waarna hy ons innooi, gaan nie net oor my en my redding en my verlossing nie, maar oor my doel en my roeping as 'n liggaam van Jesus Christus in hierdie stikkende wêreld waarin ons woon. En ek en jy, die kerk van Jesus, word Jesus se bron van genesing en hoop in hierdie gebroke wêreld. En ons lewe met die wete dat Jesus eendag weer kom. Maar dit beteken nie ons as Christene sit op die lazy boy en wag totdat Jesus weer kom nie. Jesus nooi ons in 'n nuwe lewe in, wat nou reeds waar is. Wat nou reeds hier by ons is. En wat nou reeds waar word, wanneer ons in 'n verhouding met hom lewe. Paulus sê dit is verskriklik belangrik, dat ek en jy moet raak sien, dat alle dinge, ek en jy ook, is deur Jesus geskape, die Alfa, maar ons is ook tot Jesus geskape, die Omega. Jesus is die begin en Jesus is die einde. En daardie woordjie klink so 'n bietjie misleidend, want hoe kan ons glo in die einde, maar ons glo ook in die ewige lewe. En die einde word nie hier bedoel soos 'n eindstreep, hier soos 'n streep en ons niks verder meer nie. Dit beteken dat Jesus is die einddoel van alles. Jesus is die oorsprong van alles en hy is die einddoel, die hoofdoel, die fokus, die een waaroor alles gaan, die een waarop alles gefokus is. In Jesus vind ons die doel van die lewe. In Jesus vind ons die doel vir waarom ek hier op aarde is. In 'n lewe in verhouding met Jesus vind ek ook die rede waarom ek hier is en hoe ek moet lief hê en wat God se wil vir my lewe is. En in die wete dat Jesus eendag weer kom, weet ek dat die doel van alles aan die einde gaan die oorwinning aan Jesus behoort. En dan gaan ons by hom wees. Hy is die begin en hy is die einde. Die Alfa en die Omega. Die eerste woord wat aan hom behoort, die laaste woord sal ook aan hom behoort. En julle, wanneer ons in Kolossense 1 lees, en ons snap die betekenis daarvan, dan kan dit nie anderste as om my hele uitkyk op hierdie lewe te verander nie. Want as ons lees, alles is deur hom en vir hom geskape. Alles is deur hom
en tot hom geskape. Hy is die alfa van my lewe, hy is die omega van my lewe. Dan moet ek myself eerlik afvra of Jesus die fokuspunt, die hoofdoel, die hoofprioriteit van elke enkele area van my lewe is. Ons lewe in 'n wêreld wat ons soms so toevou dat ons perspektief verloor op wat die doel of wie die doel van alles hier is. My doel op aarde is nie hier om my eie potensiaal te bereik, om die beste ek te wees wat ek kan wees, om soveel as moontlik van my drome te laat realiseer, om my eindelose potensiaal te laat realiseer, om so gemaklik as moontlik 'n lewe te kan hê en. Die wêreld wil ons graag laat glo dat ons is die hoofkarakter in ons storie, maar ons is nie. Ons is almal karakters in God se storie. Dis sy storie. En ons het die voorreg om te deel in sy storie. Maar die doel waarom ons hier op aarde is om lof en aanbidding en eer te bring, sodat almal rondom ons wat hom nog nie ken nie, ook daarvan bewus kan raak, dat ons is deel van sy storie. Ek is nie die hoofkarakter nie. Ek is nie belangriker as enigiemand anders wat voor my of langs my sit nie. In die oë van die Here is daar nie onderskeid tussen ryk en arm nie. In die oë van die Here is daar nie onderskeid tussen verskillende tale, nasies en kulture nie. Want ons is deel van sy storie. Hy is die alfa. Hy het hierdie storie begin skryf en die doel van hierdie storie word in Jesus gevind. En julle, dit verander alles. Ek het die naweek het ek weer die voorreg gehad om 'n paartjie te trou. En ek maak nogals 'n punt daarvan wanneer ons by huwelike is. En of ons 'n idee te gee oor die verskillende areas van ons lewe en watter impak dit maak wanneer ons besef dat Jesus die een is ook tot wie alles geskape is. Kan julle dink wat gebeur in huwelike wanneer 'n man en 'n vrou besef dat ek beloof nie om 'n goeie man of vrou vir jou te wees nie. Ek beloof om 'n godsman en vrou vir jou te wees. Met ander woorde, ek gaan jou lief hê soos Jesus my eerste lief gehad het. Ek gaan jou lief hê en dien soos Jesus. Julle, dit verander baie. Veral in ons Afrikaanse kultuur, om 'n voorbeeld vir julle te gee hoe baie dit verander. In ons Afrikaanse kultuur hou ons van daardie teksgedeelte wat sê, en manne verskoon my nou, waar die Bybel sê, die man is die hoof van die vrou. As ek huwelike gesprekke voer, is 'n gewoonlike eerste vers, ek gee die vir die paartjies so Bybelstudie wat hulle saam moet doen, dis die een vers wat die manne baie lekker onthou. Daar's 'n tweede deel in daardie vers wat baie belangrik is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Wat het Jesus gedoen vir die kerk? Hy het sy lewe daarvoor gegee. 'n Lewe soos die wêreld ons sê ek is die hoof en die man van die huis. 'n Lewe waarin ek besef alles is tot Jesus, dan besef ek lê my lewe af en dien my vrou en my kinders uit liefde, soos Jesus eerste gedoen het. Want in my liefwees vir my vrou, in my liefwees vir my man, in die manier wat ons kinders groot maak, gaan dit nie oor ons nie, dit gaan oor eer aan die een tot wie alles geskape is. Jou salaris wat jy ontvang, gaan oor Jesus. Jou talente en jou gawes, gaan oor Jesus. Alles gaan oor Jesus. Hy is die einddoel van alles. En alleenlik wanneer ons lewe met daardie gesindheid, dan vind alles in ons lewe ook die plek wat dit veronderstel is om te hê. Maklik is dit nie. As dit maklik was, sou almal dit reg gekry het. En Jesus het vir ons gesê in hierdie wêreld gaan ons dit moeilik hê. Maar daarom is daar in hierdie woordjie omega ook vir ons 'n hoop wat verder strek as net hierdie lewe. Want ek en jy kan vas en seker weet dat wanneer hierdie lewe tot 'n einde kom, wag die omega vir ons. En wag daar 'n ewige lewe saam met hom.
'n ewige lewe vir altyd in ons Vader se huis. Die woord sê so mooi dat wanneer ons lewe op aarde tot 'n einde kom, jy 'n bietjie gaan lees, is Jesus die een wat ons kom haal ook. Is dit nie besonders nie? Hy is die Alfa en die Omega. En ek wil vanoggend dood eenvoudig vir elkeen van julle en vir myself ook eerlik die vraag vra. Besef ons dat Jesus die begin van alles is? Besef jy vanoggend dat jy deur hom geskape is? Maar besef jy ook dat jy tot hom geskape is? Vir hom geskape is? En lewe ek en jy so? Het ek en jy so lief? Gebruik ons talente en ons gawes? Bestuur ons elke area van ons lewe, ons tyd, alles van ons op so 'n manier dat almal kan sien dat wie ek is en wat ek het en wat ek is, gaan alles oor hom. Want aan hom behoort die lof en die eer. Want hy is die Omega, die begin en die einde. Mag die Heilige Gees ons help om die beeld wat ons 'n paar sondae terug ook gehoor het uit te voer. Mag die Heilige Gees jou help om die kroon van jou eie kop af te haal en om by die koning van konings se voete te gaan neerlê en te sê, Here Jesus, alles is vir U. Ek ook. Hier is my lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, van kleintyd af leer ons dat U is liewe Jesus wat lief is vir ons. En dankie dat ons kan weet dat dit is so en dit is waar. En Here, ons belewe elke dag U liefde. Jesus, U sorg elke dag vir ons. U beskerm ons harte. U hou ons veilig. U sorg vir ons. U red ons. U bevry ons. Maar Jesus, U is ook die Almagtige, die Heilige, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. En U is baie groot en baie sterk. En Here, ons wil vanoggend kom buig in U teenwoordigheid. En ons wil die krone van ons eie koppe afhaal. En Here, ons wil ons lewe neerlê sodat ons kan lewe tot eer van U naam. Here, dankie vir die nuwe lewe wat ons in U ontvang, die ewige lewe. Maar Here Jesus, help ons ook om raak te sien dat ons is deur U geskape, maar ons is ook vir U en tot U geskape. En elke area van ons lewe, alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons dink, alles wat ons sê, alles wat ons doen, U is die doel van dit alles. U is die einddoel van alles. En U moet die fokus van ons lewe wees. En daarom bid ek, Here, dat U deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat elke een van ons sal lewe tot U eer, sodat almal kan weet dat U is die naam bo alle name. En daar is net een redder en een verlosser en een koning. En dis Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeentevriende, kom ons staan en dan sluit ons hierdie diens af met die sing van hierdie slotlied. Nadat ons die slotlied gesing het, gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën en vir oggend se dankoffers gaan ons dan inhandig sodat ons by die deure dan ook uitbeweeg. Kom ons staan en loof en prys ons die Here se naam. Onze
Liewe gemeentevriende, kom ons as 'n familie seën mekaar met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees met julle wees en bly elke oomblik van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees tot seën vir ander. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier u grote naam, as Jesus kom vir elke kind op aarde in al sy glorie en sy heerlikheid, dan buig ek neer voor hom, my Redder, Here, die een wat leef in alle heerlikheid, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, van deur die hele skepping